Swartlandskou het weer vanjaar 'n baie suksesvolle landbouoggend vir produsente en ander rolspelers in die landbou aangebied. Ongeveer 400 mense het dit bygewoon. Goeie paneelbespreking gehad van Theo Foster, die leier, JP Landman, professor Johan Fourie en ook Tobias Dooyer van Graan Suid-Afrika. As 'n mens dink aan die skou, aan die geleenthede wat dit skep, as jy net kyk na die waarde van die toerusting wat uitgestal word, die 5 groot werktuigvervaardigers het toerusting van meer as 165 miljoen rand hier uitgestal. En dit gee die geleenthede vir die boere om met hulle kontak te maak, vir hulle om hulle bemarking te doen. En dit geld dieselfde vir die veebedryf, die boere wat hulle diere kom uitstel, bemarking te doen. Die landbouoggende bring iets anders na die skou toe. Dit trek boere wat noodwendig nie sou skou toe kom nie, om te kom luister na kenners, 'n goeie boodskap te kry, en dan terselfdertyd hierdie uitstallers en die boere wat hulle produk hier uitstal te ondersteun. Plaasmedia is die laaste paar jare 'n trotse media vernoot van hierdie geleentheid saam met Netbank, dan die Kaalgroep en ook Graan Suid-Afrika. En dis 'n vennootskap wat baie sterk gegroei die laaste tyd. En ons hoop om dit vorentoe net verder te vat. Netbank is nou vir die laaste 14 jaar betrokke by Swartlandskou se besigheidsontbyt. En die doel van die besigheidsontbyt van die begin af was om meer waarde toe te voeg. Eerstens van 'n bank se kant af tot ons kliëntebasis, maar ook om, ek dink, meer gesprekke te stimuleer. Nie net ten opsigte van 'n kommersiële boerdery nie, maar ook om die waardeketting in te trek. En die afgelope paar jaar het ons vennootskappe redelik groot uitgebrei ook. Veral met die toetrede van die Kaap Agri, nou die KAL groep en Agrimark, en ook Graan SA wat as vennoot toegetree het, en waar dit oorspronklik gegroei het van omtrent 80 belanghebbendes wat deelgeneem het in die oggend, staan ons vandag op baie naby aan 400 wat betrokke is. En nie net meer mans nie, maar ook baie meer vrouens en jong mense wat deel is in die gehoor en deelneem aan die gesprek ook byvoorbeeld. Maar soos ek genoem het, die doel van die oggend is om waarde toe te voeg en om gesprekke te stimuleer in terme van wat vandag baie toepaslik is in landbou, die risiko's wat ons het binne in landbou, maar ook kyk na die geleenthede. En as ons dan kyk na die toekoms, wat moet gebeur en wat moet van ons produsente vlak af gebeur, byvoorbeeld in terme van tegnologie, die aanwending van tegnologie, gaan kyk na nuwe produksie metodes byvoorbeeld, en dit vorm alles deel van hierdie gesprekke. Maar natuurlik, dit is nie altyd net swaar gesprekke nie. Ons het al 'n hele paar jaar wat ons oor rugby gepraat het, veral in 'n wêreldbekerjaar, wat weer 'n totaal ander dinamika gee natuurlik aan die gesprekvoering. Maar oor die algemeen, ek dink is die hoofdoel van hierdie gesprekke juis om bietjie meer gesprekke uit dit te stimuleer en mense te laat dink oor waar staan hulle tans in terme van landbou en die groei in landbou, wat is moontlik in landbou. En dan natuurlik om die hele waardeketting bymekaar te bring. As ek net oor vanoggend miskien kan gesels, was dit nie net produsente wat hier gesit het nie, maar ook landboubesighede, georganiseerde landbou en bedryfsorganisasies. So die totale landbouketting is verteenwoordig in hierdie gesprekke. En ek dink dit is juis waar die sukses en die toekomstige sukses van landbou lê. Dis mense wat met mekaar praat uit verskillende hoeke uit tot een gesamentlike doel, en dit is om die sukses van landbou te verseker. Die sessie het gegaan oor kaf, koms van koring, die toekoms van landbou, en ek het 3 besondere gaste gehad. Professor Johan Fourie van Stellenbosch, sy kundigheid lê in ekonomiese geskiedenis, en sy klem was dat ons moenie te korttermyn na goed kyk. Kyk oor langer periodes van tyd, hoeveel die mense vorder, hoeveel tegnologie vorder, hoeveel beter af is ons. En 'n mens moet versigtig wees om jou blind te staar teen klein bewegings. Maar ander het hy die hele traptariewe as 'n klein beweging in 'n groter verbeterende skaal gesien. En ek dink sy boodskap was, fokus op die langtermyn tendense, want dan ontwikkel die wêreld die hele tyd. Moenie te veel fokus op dag tot dag nie. Dan met JP Landman, natuurlik 'n politieke ekonoom, iemand wat ek hoog ag, wat sy eie navorsing doen. En het ons gepraat van die permanensie van koalisies, dat dit is die manier wat ons gaan. En JP voel ook sterk dat ons moet onthou, Amerika is besig om 'n al kleiner rol in die wêreld te speel, en is daai aanpassing waarmee ons gaan sit.
maar dat ons gaan sit in hierdie komplekse koalisieomgewing, dit gaan semi-permanent wees, ons moet daarmee saamlewe. Net soos Amerika besig is om te taan in die wêreld, is die ANC besig om te taan in Suid-Afrika en is 'n aanpassingsproses. Dr. Tobias Dooyer van die Graan SA. Onthou, Graan SA is primêr die landbouorganisasie wat hierdie skoue reël en daar moet 'n mens vir hulle jou hoed afhaal. Nampo en Botawil, Nampo Kaap, Swartland skou, dis fenominale wêreldklas geleenthede. Tobias het 'n bietjie gepraat oor tegnologie en dat tegnologie nodig is om ons boere te bevorder en ook hoe moeilik dit is om baie keer te onderhandel in hierdie omgewing. En dit is kompleks, maar uiteindelik van die dag dat landbouers met hulle eie navorsing doen, hulle moet fokus op hulle besighede en tegnologie gaan die verskil maak tussen of ons dit gaan maak tot watter mate en of ons dit gaan nie maak. Dis 'n uitstekende oggend, baie goed bygewoon. Ek skat hier tussen 300 en 400 mense uit die landbousektor. Dit was 'n baie lekker oggend. My indruk is dat Suid-Afrikaanse boere is veerkragtig. Suid-Afrikaanse boere gaan dit maak werk en Suid-Afrikaanse boere moet fokus op dit wat hulle goed doen. Uiteindelik is 'n boer niks anders, of eintlik nie niks anders nie. Boer is 'n entrepreneur wat fokus op die primêre produksie van voedsel. En ons het van die beste primêre produsente van voedsel in die hele wêreld. En dit is lekker om met hulle te gesels. Baie lekker en belangrik is, ons het van die mees mededingende boere in die wêreld. Deur tegnologie te gebruik, maak ons seker dat ons produksiekoste laer is en ons produseer veilige, goedkoop kos. En daarmee kan 'n mens op enige plek in die wêreld meeding. Ek dink ongelukkig is die groot realiteit dat koring se internasionale handelsomgewing baie anders is as ander produkte. Avokados en lemoene het nie dieselfde handelsomgewing as dit koring beleef nie. En ons het 'n meer komplekse, die hoofrede is dat hulle kompeteer met koringboere wat goed gesubsidieer is, waar dit nie die geval is met mielies en avokados en sitrus en die tipe van goeders nie. En dit beteken hulle omgewing is kompleks en daarom moet ons baie versigtig ons posisie oop onderhandel om 'n beter bedeling te onderhandel vir koringboere. Ek dink die goeders waarvan ons beklei is bitter belangrik. Daar's baie werksgeleenthede, daar's baie ekonomie, daar's baie omset wat geskep word deur koringboere. Ons moet ons koringsektor beskerm in Suid-Afrika en ons is elke dag besig om hard te werk daaroor. My boodskap was basies dat ons moet onthou dat ons in 'n ongelooflike opwindende tyd leef, dat ten spyte van al die negatiewe nuus wat ons daagliks gekonfronteer word mee in tydskrifte en koerante, is ons op 'n tyd waar tegnologie ongelooflike vooruitgang maak. En dit is veral wonderlik vir boere. Daar is natuurlik risiko's, daar's hoë tariewe en daar's uitdagings met internasionale handel. Maar as ons meer belê in nuwe tegnologie, kan ons onsself meer produktief maak en so die rykdom kry van wat ons graag sal sien.